Ons het nou die voorreg vandag weer om vir Sonja as 'n kleinkind vir Minka aan die Here op te dra. Wat 'n voorreg, en daarna het ons 'n eerwaarde wat ons verder gaan lei. Yes, ag beautiful. As julle wil, die ouers, as julle wil, is julle welkom om te kom sit, Filies. En Kidon, ek sê gou jou pa se naam weer? Gerard. Ek weet nie of hy nou hoor, maar julle kan sê, as hy wil, kan hy kom by sit. Okay. Goed. Maar julle kan dieselfde kant staan, jy hoef nie die anders voel dit nou soos die misdadigers aan die kry. Nee, ek terg nie. Goed. Hulle is van Nelspruit af. Yes, baie welkom. Yes. Julle is so welkom. Ag, wie van julle is lief vir ou Filies hulle? Is dan 'n mooi merkwaardige familie. Yes. Nou, ek weet nie wie van julle onthou nie, maar so 2 jaar terug het hulle dieselfde gesin hier gestaan en vir klein Kiara aan die Here opgedra, en kyk hoe groot is sy nou al. Yes, en shame. En nou vandag is vir Minke, en ek weet nie oor 2 jaar, maar hulle maak dit nogal 'n gewoonte, maar in elk geval goed. Nou ons is nou bevoorreg vandag, en ons wil net so 'n paar woorde met die ouers gesels, en ons wil sommer vir almal van u hierso wat kinders het, vanoggend gaan dit vir ons daaroor om vir klein Minka aan die Here op te dra, en is 'n beautiful naam. Nou gister Kidon en Rosaan, wat ons gister ook bietjie oor gesels het, wil ons net vandag weer gesels. En dit is om 'n baba aan die Here toe te wy, is 'n tweeledige ding. Nommer 1 is, yes, ons gaan vir klein Minka aan die Here opdra en haar seën vandag, en die Here vra om haar te seën. Maar die tweede gedeelte is ook dat hierdie twee kosbare ouers hulle afhanklikheid aan die Here kom dra, om te sê, Here, ons het hierse lewe. Nou Spreuke 22 vers 6 is bly my altyd my hartse skrif rondom ouerskap, en hy sê hierdie woorde: oefen jou kind in die vrese van haar weg, sodat as sy groot is, sal sy nie daarvan af beweeg nie. Nou daai woordjie oefen beteken, en dan is daar ook, dit beteken om haar smaak, to touch a palate, wat beteken leer haar klein tongetjie om in te sluk, soos ons in Namibië gesê het, jy sluk in en jy sluk uit. Nou ek is nou nie 'n dokter nie, maar Karma wat nou in die medisyne redelik ken en alles, wat ek verstaan is, die groot doel van 'n klein tongetjie is om te kan onderskei tussen wat goed is en sleg is, en in te sluk en uit te sluk. Goed. Nou julle verstaan nou wat dit eintlik beteken, en net so is dit die simbool daarvan, dat sy leer van kleins af, en julle dit in haar inbou, en in haar inskerp, wat is van God, en wat is nie van God nie, wat is goed vir jou, en wat is nie goed vir jou nie. Goed, en dan is daar 'n woordjie, wat die Here sê vir Israel, en hy sê, julle moet die woord van die Here in haar inskerp. Het julle dit al gelees? Hy sê, as julle dit inskerp, then you will be a peculiar people. En het julle geweet, ek is nou nie 'n Joodse kenner nie, maar wat ek verstaan vandag nog, is Deuteronomium 4 vers 6, 'n resitasie wat die klein Jode ken, hulle moet dit ken, as hulle sit en slaap en alles, en hy sê, skerp dit jou kinders in, as in hulle ingang en in hulle uitgang, en hy sê dat the Lord your God is one God, hy sê enige Here. Maar hierdie woordjie inskerp, beteken letterlik, om 'n stuk hout te vat, en 'n mes, of 'n els, of iets skerps te vat, en te krap, en te krap, en te krap, en herhaaldelik te krap, maar met die doel om dit eventueel 'n permanente krap, dat jy dit nooit weer kan uitkry nie. Nou elke keer wanneer julle as gesin boeke vat en julle huisgodsdiens hou, en ek terg altyd en ek sê, miskien is ek old school, but I will not stop it.
So ek en my vrou is dalk old school, ons glo in huisgodsdiens. Ons glo daarin dat 'n pa sy gesin moet leer aangaande die woord en om aan tafel te sit en sy kinders dit te leer. En in te skerp en elke keer wanneer julle kinders aan die weë van die Here bekend maak, is dit letterlik om iets te vat en jy krap. Volgende week, die week daarna, maar sodat wanneer sy groot is dit permanent. Sal sy nooit daarvan afwyk nie. En daar's getuienisse op getuienisse van mense wat elke keer, ek meen, vat 'n groot man, julle weet wie's Hulk Hogan. Hy het afbeweeg van die pad af. 'n groot man met al die fame en alles in die wêreld. En toe hy 'n groot man was, net voor sy dood, toe onthou hy sy roots. En hy teruggekeer na sy roots. En hy's in die graf in, met eer voor God. Want dit was ingekrap in hom, as 'n jong man, as 'n kind. En dit is wat ons vandag vir julle wil gee. En dan net ook hierdie woord, wat ek sommer net, dit is wat ons sê altyd, ou bid, en toe ons gebid het, ek op my hart gehad, hierdie woorde vir julle, het op my hart gekom vir julle, en dit is elke keer, dat wanneer julle krap, is Christus die center, Christ the center, en Kidon, dit was eintlik 'n beautiful ding, maar daar's 'n fyn balans, en ek wil dit vir jou as pa gee vandag, 'n fyn balans tussen, julle maak julle kinders, en jy kan sien die sekuriteit is in julle kinders en alles, maar julle maak hulle baie vry groot, nie liberaal nie, dank die Here daarvoor, maar julle maak hulle groot met die vermoë om hulle keuses te kan neem, wat so is, maar die balans tussen vryheid en nog steeds 'n knegg. En toe ek hierdie woorde, toe die Here op my hart lê, die balans, die woord fyn balans, en mag die Here julle wysheid gee om daai fyn balans altyd te onderskei. Nou daai fyn balans tussen vry, maar nog steeds 'n servant. Toe dink ek aan hierdie gebeurtenis in die Ou Testament. Die Here sê ons is nie slawe nie, ons is vry. Maar dan sê hy nog steeds, Paulus sê I'm a slave for Christ. Is jy nou 'n slaaf of is jy nou vry? Maar die ding lê in die Ou Testament, en mag dit vir beide van julle kinders, maar mag dit vir almal wat hier sit in ons lewens wees. Hoor gou mooi. In die Ou Testament was daar slawehandel gewees. En dan het jy 'n slaaf as joune gehad, en hy was jou property. Maar dan het daar 'n bassein geblaas die jubeljaar, en dan was daai slawe, moes hulle laat gaan het. Maar hoor nou gou mooi, daai slaaf is vry, hy kan gaan. Maar as hy daar uitstap, en hy sê vir homself, ek hou van my baas. Ek het nêrens anders heen om te gaan nie. Dis eintlik vir my great hier. Yes, hierdie ou het soveel lewe my gesien, dan, en hy het 'n vrye keuse gehad, om dan terug te gaan en te sê, ek wil by jou wees. Ek weet nie of julle dit al gelees het nie, en dan het die baas, nie meer sy baas gewees nie, dan het hy 'n els gevat en hom 'n gaatjie gemaak in sy oor, en gesê, jy is myne vir altyd. Maar het julle geweet, as die baas hom dan terug ontvang het, dan was hy nie meer genoem 'n slave nie, maar die Engelse woord sê dit so mooi, hy was genoem 'n bondservant. Nou Paulus noem ons bondservants, wat beteken hy dieselfde regte gekwalifiseer as die kinders. Maar dit was by choice, maar hy het nog steeds die hart van 'n servant gehad. Hy het gesê, ek sal jou dien, maar dit is vir my lekker, dit is nie vir my 'n slaaf, dit is nie vir my 'n dood om jou te dien nie. En mag dit die hart van julle kinders wees. My vrou vertel my op 'n kamp, toe was daar 'n kind, toe hulle die Sondag moes skoonmaak, soos wat daar na enige kamp is, hoor nou gou hierdie, toe sê die kind vir Irina, 'n hoërskoolkind in ons dorp in Vryburg, ons maak nie ons huis skoon nie, ons het bediendes in die huis. En toe sit madam daar so, en die ander kinders moet die bungalow opruim, want madam
Sê, ons doen dit nie. Maar mag die Here in julle so werk, dat daardie kind so vry in julle huis is, maar tog 'n servant is. As julle verstaan wat ek bedoel. So, en laastens wil ek net gou hierdie woord vir julle gee, en dit is die fontein van haar hart. Ek het dit hier in rooi geskryf. Die fontein van haar hart sal altyd sigbaar wees vir julle. Met ander woorde, julle sal altyd weet hoe gaan dit met haar. Sy sal ander ook laat neig om ingeskerp te word. Haar maatjies. En ek het hierdie woorde net hier geskryf. Daarom het sy julle aandag baie nodig. Baie nodig. En so mag die Here vir julle daai vrede en daai manier gee en daai hulp gee om haar op te groei in die sensitiewe kind wat die Here haar maak. Amen. Goed, nou kom ons bid vir haar en ons vra dat ons sommer ons hande uitbrei na bless vandag in die naam van Jesus. Halleluja. Here, wat 'n voorreg. U het gesê, bring die kinders na my en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En dankie Here dat ons vandag vir klein Minke voor U kan bring en U kan vra om hierdie kind te seën. Maar ons wil ten eerstens die ouers vandag voor U bring. En ons wil vandag vir Kidon hande oplê en hom kom seën. En ons kom seën jou vandag as pa, as man van God van jou huis, as man van jou vrou, as pa van jou kinders, dat hierdie gesinsstruktuur gesond en behoue sal bly tot by die einde in die naam van Jesus. Ons seën vir jou Rosan vandag, ons seën jou as ma om die rol van ma te vertolk, die rol wat die Heilige Gees in jou vertolk, om sensitief, om met wysheid om te gaan, en dat die identiteit en die gees en die aroma in julle huis 'n uitvloeisel sal wees van hoe dit met jou gaan. Ons seën julle met wysheid vandag. Ons pleit die bloed van Jesus oor julle huis ter wille van julle kind. En Here, ons dra vir Minke vandag van U op en ons vra vandag dat U haar sal seën. Ons kom bid nou die seën van die Here oor hierdie kind vir die res van haar lewe. Ons kom spreek vandag en sê sy is kosbaar, hooggeag en sy is geliefd in die hemele. Ons seën haar vandag met God se vrede. Ons seën haar vandag om in die wil van die Here te wees. Ons seën jou vandag, Minke, dat jy in God se perfekte tydsberekening is en dat jy sal weet dat God jou liefhet en dat jy dit ingeskerp sal wees in die naam van Jesus. Ons seën jou vandag om ontvanklik te wees vir die woord van God, want jy is presies. Jy is presies op die regte tyd gebore. Ons spreek oor jou dat jy sal weet, jy is die regte geslag. Jy is deur God geroep en ons verwelkom jou vandag in die lewe en ons ontvang jou vir wie jy is in die naam van Jesus. Jy is duur gekoop in Jesus naam en ons bid vandag wanneer jy groot genoeg is om goed en kwaad te onderskei van mekaar, dat dit vir jou nie moeilik sal wees om die lewe te kies nie. Ons seën jou vandag in die naam van Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Yes, kom ons sing sommer vir hulle, laat Here seën en dan 1, 2, 3. Laat Here seën oor Hulda, U guns uitsie hul bestraal, U wat beveel en dit geskied. Laat Heer U seën oor hul gebied. Amen. Halleluja. Amen. Bless julle. Kom ons gee hulle
Happy birthday. Oh, seën vir julle. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n hande klap. Yes.